Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ek groet julle ook dan op hierdie Pinkstersondag en mag die uitstorting van die Heilige Gees, wat dan met ons, in ons elke dag is, vir julle elkeen 'n baie diep herinnering wees van God met ons. Nou, as gevolg van een of ander, en verskoon die woord glitch, het julle nou 'n paar keer dieselfde gesprek oor die polyfagale teorie gehoor, maar ek wil vandag 'n bietjie daarvan afstand doen. Ons gaan weer daarby uitkom, maar ek wil baie spesifiek praat oor die rol van gebed en hoe ons neurowetenskaplik kan bewys dat ons hart, siel, gees, liggaam daarby baat om te bid. Nou, mense wonder baie keer, wat is die rol van gebed regtig? Is dit maar 'n vorm van meditasie of indagtigheid? Hoe kan ek weet dat ek regtig met iemand praat? Is daar 'n God, die Vader? Is daar 'n Jesus, 'n Heilige Gees? Of maak ons nou maar net hierdie op om vir ons as een of ander kruk of troostprys te dien? En terwyl ek dit sê, wil ek tog iets interessant noem wat ek nou die dag gehoor het, waar iemand gesê het, ag, julle wat so glo in die Here, dis maar net 'n kruk, dis net 'n godsdienstkruk. En die persoon se antwoord daarop was, as jy albei jou bene breek, gaan 'n rolstoel jou help om oor die weg te kom. En die persoon sê toe ja. So nou, okay, as jy een van jou bene breek en jy moet op krikke beweeg, gaan dit jou help om oor die weg te kom? So ja, natuurlik. Nou, en dit is toe wat die persoon se uiteindelike antwoord is. As dit dan gebeur, dat almal van ons, en ons weet dit is, gebroke mense hier op aarde is, het ons dan nie iets nodig om ons in ons gebrokenheid by te staan, sodat ons kan oorleef nie. En dit was vir my so 'n mooi beeld van die feit dat hoe ons ook al ons geloofsuitlewing en dan spesifiek gebed sien, is dit nie iets wat sommer net tydelik oppervlakkig van verbygaande aard is nie, maar dat dit in gebed is inderdaad in 'n diepe verhouding met die Here ons God. Nou, as ons kyk dan die neurowetenskaplike verband tussen die gebed en dit wat Christus vir ons geleer het, dan gaan ons ook sien dat wanneer ons bid, verander dinge fisies, neurologies in ons brein. En ek gaan nou bietjie meer daaroor sê. Want onthou, dit wat deur ons amygdala of instinkte veroorsaak word, wat onmiddellike veg, vlug, vriesreaksies veroorsaak, is dan ook dit wat maak dat ons baie angs en vrees en stres ervaar, wat ons kortisol vlakke verhoog. So wanneer ons bid, dan neem dit af. Maar terselfdertyd neem die prefrontale korteks se rol toe, wat fokus op empatie en selfbeheer. Met ander woorde, minder selfgesentreerdheid, minder herhalende gedagtes oor die self en ons eie omstandighede. Daardie herkou en herkou en herkou. Dit neem af. Dit word minder. Dit stop selfs. So met ander woorde, ons kan dan sien dat stres en angs en negativiteit, selfs depressie verminder, en dat gevoelens van tevredenheid, hoop en vreugde verhoog word. En ek gaan nou meer sê oor die neurowetenskaplike gronde hier agter. Wat dit verder veroorsaak, is ons verhoudings
verbeter as gevolg van meer empatie en begrip en omgee en gemeenskaplikheid wat toeneem. En hierdie verbeterde emosionele regulering beskerm uiteraard ons verhoudings. Dit leer ons om meer uit te reik na ander, om meer altruïsties te wees soos ons dit ken. En dan natuurlik om saam te bid, verdiep hierdie verbintenisse. Dit is nou daardie 2 + 2 word nie nou net meer 4 nie. Sinergisme van 2 + 2 word 5. Met ander woorde, dis 'n gemeenskaplike aksie van saam wees in empatie en begrip voor die Here. Dit is ongelooflik wonderlik as ek so aan hierdie dink en ek kyk na wat neurologies met ons gebeur, dat God ons so onverstaanbaar, ongelooflik, wonderlik as 'n eenheid geskape het. Daarom is gebed die gees en die siel se verdieping van ons verhouding met die Here. Dis 'n meer nabye, intieme verhouding en is gebed tog maar die essensie van 'n gesprek tussen my en God. Gebed kan eenvoudig wees, soms is dit net 'n sug. Baie keer hoor ons dat mense sê, nee, maar jy moet hierdie resep hê as jy bid, sê eers vir die Here dankie, reflekteer jy wat jy in sy woord gelees het, maak jou behoeftes bekend, bely jou sondes. Ek wil so 'n bietjie verskil en sê gebed is gewoon 'n spontane aksie. As ek met my vader, my aardse vader, of 'n vriend praat, gaan ek dit nie in 'n gestruktureerde patroonmatigheid pak nie. Nee, ek gaan 'n gewone, normale, spontane gesprek hê. Willem en luisteraars, ek moet dit sê, want ek moet ook erkenning gee aan die feit dat hierdie die Onse Vader gebed waarby ek nou gaan uitkom, se neurologiese, wetenskaplike, bewese neurologiese voordele bespreek word deur 'n persoon met die naam van Dr. Daniel Amen. En sy webwerf is Whole, soos in WHOLE 4, die lettertjie 4.com. En ek sê julle regtig nogal aanmoedig om na dit te gaan kyk en luister wat hy te sê het. Nou goed, kom ons kyk dan spesifiek na die rol van die Onse Vader neurowetenskaplik en die uitwerking daarvan op ons liggaam, siel en gees. Nou ek wil net weer, en ons praat baie hiervan, gou 'n paar van hierdie breinstrukture en dele miskien net definieer. Laat ons net weer op dieselfde bladsy kom. Die amygdala is daardie deel in die brein wat 'n belangrike rol speel in die verwerking van emosies, die erkenning van gevaar en die aktivering van ons veg, vlug of vries reaksie. Dis daai vinnige reaksie, daai vinnig, hier is 'n bedreiging en nou moet ek iets doen. Maar dit vorm dan ook 'n geheue in terme van as ons weer iets sien wat soortgelyk is wat ons bedreig. Dan gaan ons ook in hierdie stuk praat oor die mediale, prefrontale korteks en ook die prefrontale korteks. Nou dis die 2 belangrikste lobbe van die serebrale korteks. As ek sit my hand bo op my kop, die 2 kante wat geraak word, dit is waarna ons verwys. Nou die frontale korteks beheer ons hoër kognitiewe funksies, die beweging, besluitneming en die temporale korteks is betrokke by wat ons hoor, ons taal, ons geheue. So dit vorm dan 'n menslike bewussyn en gedrag en dit hou verband met die ontwikkeling van wat ons weet is toelaatbaar, ontoelaatbaar, die beheer van gedrag. Met ander woorde, dit onderdruk die instinkte wat uit die amygdala kom. En dan die prefrontale inhibisienetwerk is daardie deel wat ons help, wat ek nou net na verwys het, om impulsiewe reaksies te onderdruk, ons aandag te reguleer en ons emosies te beheer. So dis 'n sleutelmeganisme, as ek so kan sê, om selfbeheersing toe te pas, om besluite te neem en ons gedrag in situasies aan te pas. Kortisol net weer, daardie hormoon wat deur die byniere afgeskei word en wat
ons liggaam se reaksie op stres ontlok en word ook die streshormoon genoem. Goed, kom ons kyk dan na die Onse Vader gebed. Kom ons begin dit reeltjie vir reeltjie. Onse Vader wat in die hemel is. Dit aktiveer ons verbintenisstelsel. Hierdie mediale prefrontale korteks wat die breinprosesse laat beweeg van vrees na veiligheid. Ek het 'n Vader. Laat u naam geheilig word. Hierdie woorde laat ons selfbeheptheid verdwyn. Maak ons basiese netwerke wat ons oor alles laat stop, stil. Dit verminder selfkritiek. Daardie geheilig, die heilige atmosfeer, die heiligheid in my verhouding, die heiligheid wat die godheid simboliseer, beteken ek is in 'n ruimte met iets bo, baie meer as wat ek kan verstaan of begryp. Dit is hierdie buiteruimtelike iets, as ek dit dan so kan beskryf. Laat u koninkryk kom. Dit verlig ons dopamien gedrewe hoopnetwerk wat ons brein help. En met verlig bedoel ek, dit lig dit op, dit verhelder dit. En dit laat ons besef, daar's 'n beter toekoms. Daar's iets om vorentoe na te hoop. Dan laat u wil geskied, soos in die hemel net so op die aarde. Dit kalmeer die amygdala, dit verminder stres, want hierdie naarstigtelike, ek moet beheer, behou en alles, hierdie instinkse uitwerking word gestop. Want daar's iets van 'n wil van God, iets van daar's 'n beheer waarby ek kan inskakel en wat deel word van my lewe. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en dit veranker ons aandag in hier en nou, wat daardie katastrofiese toekomstige denke wat die amygdala stop. Met ander woorde, weer eens, daardie vooruitdink en begin bekommerd wees en die hele tyd herkou en wonder en alles. So met ander woorde, ek weet, daar's 'n voorsiening, daar's 'n sekerheid, 'n vastheid. En vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Hierdie aktiveer die empatiese netwerk in ons temporale mediale prefrontale korteks. Dit verminder kortisol, verminder skuldgevoelens, dit verminder gevoelens van onregverdigheid en haat en weerwraak. En lei ons nie in versoeking nie, versterk ons prefrontale inhibisie, daardie snellers wat ons net instinktief ongekontroleerd laat optree word geblok. En ten slotte, maar verlos ons van die bose, wat ons moed gee, om ons te herinner, ons is nie alleen in die uitdagings wat ons moet hanteer nie. So die Onse Vader is nie net 'n spirituele, formele gebed nie, dis 'n diep neurologiese veranderende proses wat in my plaasvind wanneer ek dit bid. Kom ons bid dit met hierdie kennis en besef die diep waarde wat Christus vir ons deur hierdie gebed nagelaat het. Mag dit 'n geseënde Pinkstertyd vir almal wees. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.